danse. Ons begin met lied 209, Here met my hele hart. Here
deur sy gees die wondergawe, laat hy weer liefde sprei, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. Vader en sy liefde, dan die sondaar maak tot kind, mag sy seën al meer in ons doen en laat vind. Goeiemôre. Julle kom julle almal te sien. Ek hoop julle het julle beste ligte op die afgeligings in die hand. Ons het so 'n paar dinge om uit te lig. Die voorpad, ons wil net sê, dit is vandag ons laaste koffiedrink geleentheid vir die jaar. Volgende week het ons Kersete, so dan is daar nou bedrywighede daarvoor gereed maak. So kom drink asseblief 'n bietjie vandag al by die basie koffie, bekers koffie, saam koffie en tee en lekker saam gesels. Maar ons het soos beloof ook vir julle gesorg dat julle nou nie vandag 'n koeling te maak as jy huis toe gaan nie. Weet vir die Sondag weet nie. Daar's koeling verkope dan ook by die saal. As jy dalk nou vergeet het om jou kaffie daar te bring, dan kan jy 'n IOU van Ketenhuis Lana in die kantoor verkoop. Ons sal saai ook tot 'n bietjie. Jy weet ons nou net IOU, maar vandag ons is in die kerk, so ons gaan vir jou nie rente vra nie, maar wel dubbel die pryse sê. Nou ek het dit gehad, ek is van ons mag nie rente vra nie, nie baie tyd so. Maar in geval, dan in die tweede plek, dit is ons Kersangdiens van volgende Sondag. En saam die Kersete. So dan ons nou, is dit ons ook die geleentheid waar ons spesiale dankofferkonferensies bring. Nou hierso is die kinders se enetjie en dan het ons ook die spesiale dinge wat ons almal kan kry daarbey. Maar wat ons maar net gewoonlik, ons het hierdie gebruik om dan na die konferensie te gaan praat. Het ek nou met EFT gedoen. Dan bring ek nou net daai kwitansie weet of jy kan daar uit dan print dat ons net sit en ons het so dis wat gebruik dat ons nou dit ingooi. Jy kan ook al jou name en goeders doortrek. Ons wil nie weet hoe wat skaal, maar dit is van die sosiale dankoffer een keer per jaar. Kerk toe en konferensie. Goed. Voordat ons verder gaan, wil ek vir Paul net die transisering, hulle sal nou in die kerkbank gesien, daar probeer dat iets anders. Dus ons nou die toekomst het ons gevang. Ja, môre almal. Welkom by die diens. Net 'n vinnige nota wat ons net die lewe vir almal bietjie wil makliker maak. Soos dat julle weet, beweeg tegnologie aan en mense dra nie meer kontant op hulle nie. Ek weet nie of julle dieselfde het as ek nie. Ek dra nie meer kontant op nie, want alles is op die devices. Wat dit nogal baie gemakliker maak en dis ook baie veiliger. So wat ons gedoen het is, soos julle sal sien in die banke voor julle, is daar wat ons noem 'n QR code. Die QR code wat daar sit is gekoppel aan ons bankbesonderhede. So wat dit gaan toelaat om te gebeur is dat as jy 'n Sondag kerk toe kom en jy wil bankkollekte gee, dan kan jy eenvoudig net jou foon se banking app gebruik en daar's 'n opsie op die banking app wat sê scan to pay. Nou, almal se bank apps het dit, maar as jy die SnapScan app ook op jou foon het, kan jy dit ook gebruik. En al wat jy hoef te doen is net eenvoudig dit oor die prentjie te hou en dit sal dan die opsie vir jou gee om 'n betaling te maak. Wat beteken jy hoef nie jou geldjies elke keer by die ATM's te ry en eenvoudig van geld trek onnodig en allerlei risiko's het wat mense het deesdae deur
tank op jou te dra nie. Die opsie is daar vir julle, gebruik dit asseblief selfs volgende Sondag vir die spesiale dankoffer. Dis eenvoudig, dit koppel aan jou EFT en jy doen nie eenvoudig net die transaksie elektronies. Dis die toekoms, dis waarheen ons op pad is in alle omstandighede. So ons gee hierdie opsie ook vir julle om julle dankoffers op hierdie manier vir ons deur te gee. So asseblief, gebruik die opsie, dit is daar vir julle, ons maak dit gemaklik, sodat julle ook veilig sal wees met julle eie finansies en dit beter kan hanteer. As julle enige vrae het vir ons sal doen, ek sal na die tyd wees daar by die koeringsverkope of by die kruiskoffie vra gerus, ek kan julle wys hoe dit werk op die banking apps en dan kan ons dit van daar af vat, net om dit vir julle beter en gemakliker te maak. Dankie. Dankie Paul. Ja, so jy sal sien, jy kan daar aanskuif, is dit bankkollekte, is 'n spesiale dankoffer, is 'n deurkollekte, jy kan met ander woorde jou bankkollekte insit en jy kan as jy by die deur uitstap met deurkollekte ook die verwysing bietjie verander. Goed julle, dankie Paul julle, maar as jy vir cash hou, dan kan jy cash gee. Dit is fyn, ons gaan nie soos die bank wees soos hulle dit bly nog steeds ons enige manier om ons bydraes maak en dat dit voorop. Dan net so probeer klaar te maak, julle sien die kospakkie projek, julle sien ons kersdiens, daar is ook weer die 6de Saterdag die carols in die park, hier by Jack Miller Park, Vernietis, 1830 vir 1910. Ja, ek dink al die bietjies is die engele projek. Dan is daar net, ons het vir Attie-Klaasen verkies as oudeling vir die senior bediening, so maar geluk Attie word vir jou verkies om ons ook dit is ook mooi beheer is vir jou die kerkraad saam met die ek dink ek het nog alles gesê daarna. Ja, ek het alles nodig en vir die beter alles op my en so verder. Vriende, as daar nog van julle is wat belangstel, is julle die laaste, ons bietjie meer te weet in die later uitreik volgende jaar, wanneer het gebeur en wat het behels. Ek is ook by Basie Koffie daar in tyd, praat asseblief my daaroor. Ons is nou al so kloppie, dit so 4-5 uit uit. Dat sal van uitreik volgende jaar die maand toe. Praat asseblief gerus. Om ons kerkdiens te begin, gaan ons aanvangslied soort van foto sing, waar ons net 'n oomblik dink aan wie is die God in ons aanbid. Hierdie lied sê jy is heilig, hy is die Heer, die engele in die hemel buig selfs voor hom neer. En daarom Here, hoor my bede, hoor my as ek sing, en aan U my Vader al my hulde. Vers 1 en vers 2, terwyl ons so sit, as ek voor U. Amen.
Geliefdes, ons word geroep om wakker te word. Om wakker te word en te luister. Om wakker te word en te sien. Te sien wat die Here vir ons wil wys. Naamlik dat hy vir ons 'n nuwe lewe, 'n nuwe wêreld, 'n ander manier van leef gegee. 'n Vryheid van die mag om altyd meer te wil hê. Daarom word wakker. Hoor die uitnodiging wat om eeuwe lang weer klink, om juist die weg van Christus en ontdek ware vryheid. So kom binne met die oop oë en ontvanklike harte. Die dag is amper verby en die lig van Christus breek aan. Ontwaak tot hoop, want God is naby. Soek sy genade, sy vrede en sy liefde. En daarom kan ons lekker opstaan en dan heerlik Kersfeeslied sing, die 353, die Heiland is gebore soos eeuwe reeds voorspel. Daar in die stad van Dawid word hy Immanuel. Al die verse, die 353, as ek op iets sal.
vir Kersfees, dis reg, dis Kersfees. Nou, wat is Kersfees gebeur? Wat leer ons daarvan? Ja? Jesus van verjaar, want dit is sy geboortedag, né? En julle ken ons die storie baie mooi, ons gaan volgende gaan ek nog vir julle oplekker vir ons help, om die Kers, spel kom doen hier in die kerk, saam met die mense wat sing, so, ek wil goed julle vraag. Wat sê die verhaal van Jesus, hoe die mense geweet, waarom Jesus in die krib te kry, hoe het hulle geweet? Ja. Daar was 'n ster, die wyse man, ek het nou onthou. Hulle het 'n ster gevolg. Ek het ook gevolg 'n ster gevolg. Kyk jy, lekker groot. Ja, mooi, né? Dis so cool. En die kollegie op my vandag. Baie sien jy, as jy dan vat ek na die gitter of dan die man op die boord is of nou. Nou ek wil vanoggend vir julle vra, julle moet nou gou opstaan en julle gaan saam met die optree. Ek en Amen is aan. Dan gaan hierdie ster op plekke gaan staan waar ons iets van Jesus leer. Dan vir julle vir my sê wat? Gaan ons weet, kom ons saam gekom. Kom ons staan en dan volg ons die ster. Dan loop al agter die ster, al agter die ster. Al agter die ster, agter die ster, agter die ster. En dan verstaan jy, wat leer ons hier? Jesus het vir ons gesterf aan die kruis soos die net. En wat het al die name? Ja, dis al die matriek soos bid, en hulle het hulle name nie vastgespijker. En dit is wat Jesus het. Ja, we gaan al afkom, dat het nog klaar matriek gespijker. Nou, ook nog nie bid, wat verpak het, en niet te veel pakken. Maar ons gaan weer achter op die ster, van die ster, van die ster, van die ster, van die ster. Waar gaan die ster? Kijk, waar gaan die ster? Waar gaan die ster? Waar gaan die ster? Waar gaan die ster? Toets verstaan die ster. Wat is die? Een doopvolk. Ek is veel water, ek het veel van die te sien. Doopvolk. Wat geleer by die doopvolk? Ja, hoekom? Waarom is ons die gedoop? Want dit is hoe Jesus sê, ek merk vir en dit is my baie sosiaal. Waar is ons geloofige ouers? Nee. En soos almal is alles skryf, al van hulle kry is, jy kan nie onthou die word hulle gedoop by die doopkom soos hier. Jy moet, ja, ek het bezig by die gedoop. Hier gaan die ster, hier gaan die ster, hier gaan die ster, hier gaan die staan met die oor hier, wat vertel dit vir ons? Wat sê baie, wat is gebruik ons hier? Ja, dit gebeur die lichaam en die bloed van Jesus. Wat ek gebruik ons dit? Wat is die nachtmaal? Wie daai slim vraag gevra? Hoekom is die nachtmaal as dit in die dag is? Wat was anders Stefan ek? Dis die anders Stefan. Ek het die antwoord vol gekry, ek sal kom hier. Ok, hier gaat die ster van plaas. Kom ons kyk, kom ons kyk. Nou waar hy kom, waar gaan die ster? Hier loop die ster, hier loop die ster. Hier loop die ster, hier gaat die ster. Kom, waar gaan die ster? Wie gaan staan hier? Wat gebeur hier? Kom op. Wie geseel mag jy opkom? Kom staan jy op. Waar gaan staan die ster hier? Wat gebeur hier? Wat sien jy hier? Dit is baie glorie plek, wat ons die plek wat plek. Ek ons het gevoel het. Ja. Wat is nou achter? Een stoel. Soos preek en stoel sit by mekaar. Preekstoel, ja. Maar kyk gou mooi waar is die ster presies. By die Bybel. Wat leer die Bybel vir ons? Wat? Jesus is by ons. So al die plekke waar die ster gaan staan, is plekke waar ons vir Jesus kan kry, né? Aan die kruis, by die doopvond, by die nagmaal en in die Bybel op die preekstoel, nou van die laaste ene. Daar kan ek staan en nou moet jy vir my gaan sê waar my gaan staan. Kom ons loop af van die preek. Af van die preekstoel, waar gaan die sterwe? Waar het jy van die sterwe? Kom. Waar gaan die sterwe? Kom, waar is die sterwe? Wat staan jy net hier? Wat vir jy hier? Waar gaan staan die sterwe?
En die baadjie. Dis regsdeel van my gemeente. Hoekom gaan staan nou hier? Want Jesus is vir elkeen van ons. Sal julle dit dan? Is Jesus vir jou? Is Jesus vir jou? Jesus vir jou? Jesus vir jou? Jesus vir jou? Jesus vir die kom in die hele kom. Al die pad in die woord afgekom daar. Ja. Jesus vir jou, Jesus vir hierdie man. Die ene weer skaam. Jesus vir haar. Dis reg. Nou moet julle herinner dat Jesus vir julle almal is. Ek kan vanoggend julle elkeen 'n sterretjie gee. Gaan 'n blou sterretjie op jou hand plak. Sodat elkeen moet onthou dat Jesus in jou en by jou is. Okay? Julle moet onthou vandag. Ja, ek wil leer julle op jou hande. Sien op jou. Hy sien die bottel. Hy is daar nog, maar hy is belangriker is in jou. So vir jou anders te kom los van daai as jy op jou, nee. Maar sê kom dan die sterretjie vir as jy sterretjie kry dan jy vir jou is soet en die daar en wat jy daar. Maar so jy net vir jou sterretjie. Dat is sterretjie. Allemaal sterretjies. Dat jy papa moet op 'n sterretjie kry. Dat was so mens aan kry. Dat is sê. Die wete van die sterretjies. Dat Jesus vir elkeen van ons is om ons maak gegoede dit is agtergrond is goed. Here Jesus, dit is vir ons goed om te weet dat ons op baie plekke vir die familie hier in die kerk vir ons by die kruis, die doopvond, die nagmaal, servies, op die preekstoel, die Bybel, op mekaar en dat U is hier. Maar baie belangrik is dat U ook in elkeen van ons is. Mooi, jong of oud, hoe ons ook al is. Waar ons ook al vandaan word. U is in ons, U is by ons. Dit geef ons liefde. En daarom bid ons dat U asseblief vir ons matrieks ook sal herinner. Vir alles hulle nou op 'n vakansie gaan in die toekoms. Ons wil vir die Vader dat ons dit sal onthou as ons saam met mense van ander lande en ander dorpe gaan uitreik na hulle land toe. Here, ons wil bid dat ons leiers in ons land dit sal onthou. Ons wil ons ook bid dat die musiekmense sal onthou. Dat almal wat onder druk is, het sy by die werk of by die huis, het sy in die finansies, om waar ook al onder druk is, dat hy sal onthou wees in my tyd. En daarom bid ons ook sommer vir ons spesiale dankoffers ook, Here, dat U vir ons elkeen sal herinner dat ons moet vir die kerk en haar werk ook ons bydrae sal bring. By die spesiale dankoffers ook 'n bietjie ekstra, soos wat ons het nodig het. As 'n gemeente. Dan bid ons ook vir die vakansie wat voor lê. Baie van ons aan die voorreg om weg te kan gaan. Ander nie, maar maak nie saak dat ons sal onthou. U is in en om en by ons. Amen. Vriende, ons gaan vanmôre Psalm 72 lees. Psalm 72 is baie. Soos ek al het gesê, die Psalm is 'n indrukwekkende versameling geestelike liedere en gedigte.
En 'n wonderlike ding vir my is dat Jesus self die psalms heel wat hy keer aanhaal. Ag, ons dink maar net aan sy kruiswoorde. Maar 'n baie indrukwekkende ding vir my, wat my na die hart lê, is Jesus wat self praat in Lukas 24 vers 44. Luister wat sê hy daar. Hy sê, dit is betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Dis iets wat ons baie keer vergeet. Ons dink psalms is Ou Testamenties, dit hoor daar. Maar die psalms, en ons gaan 'n hele paar psalms ook nou juis lees in hierdie Advents- en Kersfeestyd verjaar, wat ons messiaanse psalms noem, wat wys op dinge wat Jesus nog gaan kom doen en sy hom nie net voorspel nie, maar ook sê wat hy gaan doen. Want die Here wil ons ook juis in die woorde van die psalms opgewonde kom maak oor Jesus. Nie net oor Jesus self nie, maar ook oor die hoop en die troos wat hy bring. En mag dit ook vanmôre met jou gebeur as ons Psalm 72 lees. Leer tog die koning, o God, skryf Salomo, om te regeer volgens u wil. Leer die koning om die reg te handhaaf soos u dit wil, sodat hy regverdige beslissings oor die volk sal vel en aan die verdruktes reg laat geskied. Laat berge en rande hulle verbly oor die vrede en reg vir die volk. Laat die koning die reg van die verdruktes onder die volk beskerm. Laat hy armes te hulp kom en verdruktes verbrysel, sodat die mense u kan dien, solank as die son en die maan daar is, van geslag tot geslag. Mag die koning vir sy mense wees soos die reën vir die plante, soos swaar reëns wat die aarde deurdrenk. Mag die reg onder sy regering floreer en mag daar vir altyd groot voorspoed wees. Mag hy heers van see tot see, van die Eufraat af tot in verre lande. Mag die woestynbewoners voor hom kniel en sy vyande voor hom in die stof kruip. Mag die konings van Tarsus en die kuslande geskenke bring, die konings van Skeba en Seba aan hom belasting betaal. Mag alle konings voor hom buig en al die nasies hom dien. Hy sal die arme red wat om hulp roep, die verdrukte en die wat geen helper het nie. Hy sal hom oor die swakke en die behoeftige ontferm, die lewens van die arme mense beskerm. Hy sal hulle van onderdrukking en geweld bevry, hulle lewens sal kosbaar wees in sy oë. Mag die koning lank lewe, mag daar vir hom goud uit Skeba gebring word, mag die mense gedurig vir hom bid en die hele dag seënbedes vir hom uitspreek. Mag daar volop graan in die land wees, mag dit selfs bo op die bergtoppe wuif, mag die oes so welig wees soos die Libanon, die graan so geel opskiet soos gras in die veld. Mag die koning se naam altyd onthou word en mag sy roem duur so lank as die son daar is, sodat al die nasies hulle in sy regering verlustig en hom prys. Geloof sy God die Here, die God van Israel. Dit is net hy wat magtige dade doen. Mag sy verhewe naam vir altyd geloof word. Mag die hele wêreld vol wees van sy majesteit. Amen. Ja, amen. Eers net tot hier toe. Vriende, gaan asseblief met jou geestesoog na Kersaand toe, of die ou Kersaand soos wat ons sê. Met strate wat nog vol liggies is, en mense wat loop daar in die winkelsentrums om vir oulaas nog laaste minuut geskenke te koop. Kerkklokke wat lui, en oral mense wat praat oor Jesus, die koning. Lekker indrukwekkend. Maar daar's een vraag wat in die lug bly hang. So het laasweek ook 'n bietjie daarby stil gestaan. Waar is hierdie koning dan? Vanmôre, saam met Salomo in Psalm 72, gaan ons ook so 'n bietjie 'n reis vat met Matteus deur sy evangelie.
So ons begin sommer in Matteus 2 met die wyse manne. En stel jou voor, jy is deel van daai groep wyse manne, wat agter 'n ster aanloop, soos wat ons kinders vandag agter die ster in die kerk kan geloop het. En jy seker, daai ster gaan jou vat na 'n koning toe. Een met 'n kroon, wat in 'n paleis bly, en dalk sit op 'n troon, nog met goue arms en alles ook. Maar dan gaan staan hierdie ster in Bethlehem, sê Matteus 2. Ek weet nie so mooi of dit boorkant die staal was, want hierso, as 'n ou bietjie verder lees, dan sê ons, as hulle ingaan, dan stap hulle in 'n huis in, Matteus 2, maar so of dit nou in die staal in was, wat hulle ingestap het, alternatief sou wees, dat hulle dalk in 'n timmermans huis sou instap, in elk geval vol stof of diere, en dan hoor ek eintlik daai een wyse man sê, regtig, is dit 'n koning? En 'n ander een skud sy kop saam en sê, 'n koning hier? Maar ons, wat die storie, die verhaal ken, sal dan sê, ja. Hier tussen die stof en die hout, en die donkies, en die skaap, droppings, lê die koning. Nie met 'n kroon nie, nie in 'n paleis nie. Die groot mense praat van 'n koning incognito. 'n koning wat wegkruip, want incognito beteken vermomming. Dit beteken sonder om jou ware identiteit bekend te maak. Met ander woorde, ons het 'n koning wat kom en sy ware identiteit wegsteek. Want hy is 'n koning sonder dat mense weet hy is een. En dit is nie net 'n kort stukkie nie, want in Matteus 11 lees ons verder dat sy neef Johannes die Doper in die woestyn rondloop en vertel dat Jesus die koning is en dat hy kom en dat hy hier is. Ja, hy doop selfs vir Jesus in die Jordaanrivier. Maar dan hier in Matteus 11 raak selfs Johannes die Doper ook 'n bietjie onseker. Want sien, Johannes die Doper sit nou in die tronk. En omdat hy oor 'n simpel koningin se jaloesie weet hy gaan hy nog doodgemaak word, en Jesus is aan koning, maar hy doen absoluut niks. Hy sê nie 'n woord nie. Hy stuur nie 'n groep om hom te kom red nie, hy doen niks. Hy doen nie 'n tipiese ding wat 'n koning sou doen nie. En daarom stuur Johannes dan sy boodskappers in Matteus 11 vers 3 uit, om vir hom te vra, is hy die een wat sou kom, of moet ons iemand anders, 'n ander een verwag? En dan maak Jesus nie 'n groot toespraak. Hy begin nie sy mag wys nie. Hy roep nie sy engele om hom te gaan red nie. Vers 4 is so al 'n groot antiklimaks. Hy sê net vir hierdie mense van Johannes die Doper, gaan maar terug en gaan vertel hom waar julle my gekry het. Gaan vertel hom wat julle gesien het en wat julle gehoor het. Waar is die koning? Sien, hy's by die armes. Nie by die koninklikes nie. Hy's by die siekes. Hulle kry hom, en jy kry hom by die blindes, en jy kry hom daar tussen die dowes. Jy kry hom by die mense wat almal anders net by verbyloop. Jy kry hom by die mense met hulle stikkende harte en hulle stikkende lewens. Want Jesus is die koning wat altyd tussen die onbelangrike mense rondhang.
vir 'n wêreld 'n koning incognito. Maar as ons verder lees in hoofstuk 21, dan is daar so 'n oomblik wanneer Jesus in Jerusalem instap en dan is daar so 'n bietjie van 'n gedruis en die ouens en die mense skree Hosanna, Hosanna, koning van Israel. Hulle gooi takke en klere op die grond sodat hy in die donkie daaroor kan ry. En hulle dink hy's nou hier, die koning in sy grootheid het opgedaag om ons te kom red van die Romeine. Maar dan storm Jesus nie die tempel nie, die paleis nie. Hy begin nie met nuwe wette en toesprake maak nie en hy breek nie die Romeinse reg nie, in die mag nie. Hy gaan tempel toe. En dan gaan jaag hy daar 'n klomp geldgieriges uit. En dan begin die Jode van, nou wie is die man nou? En dan is hulle erg teleurgestel dat hulle sommer daai selfde week nog begin sê kruisig hom. Maar die koning incognito stel teleur. Hy stel almal wat blink en glansig, hulle leiers soek, stel hy teleur. Hy sien hy koning incognito nie, hy is ook die stil koning. Want in Matteus 27, as die Romeinse gouverneur vir hom reguit vra, is jy die koning van die Jode? Dan antwoord Jesus nie, hy bly stil. Toe aan 'n kruis hang, met soldate wat 'n bordjie bo vasgekap het wat sê Jesus koning van die Jode en hom spot en hulle vir hom lag. Ek gaan sê, o hierdie, 'n koning, ag man, wat 'n nonsens is dit. Maar dan gebeur die onverwagste, vriende. Een van die soldate, 'n heiden, wat niks van Jesus en sy geloof af weet nie. Hy kyk op na Jesus teen 'n kruis en hy fluister, waarlik, hierdie man was werklik die seun van God. 'n Buitestander. Nie 'n priester nie. Nie 'n koning nie. Nie 'n gelowige nie. 'n heiden. Sien eerste raak wie hy regtig is. Want die koning incognito wys dikwels vir mense wat jy nie sou verwag nie, wie hy is. Hy wys vir mense wie hy is, wat juist daai mense wat dink dat hulle nie goed genoeg is om hom te sien. En nou is dit weer Kersfees. Ons soek vandag weer vir hom. En waar soek ons vir hierdie koning? In winkels is daar speakers wat uitblaai van Jingle Bells en Silent Night. Daar's kersbome met kinders wat droom van geskenke. Daar's kersliggies wat luister na stories wat ons al 1000 maal gehoor het. En so lyk dit vir my, soek ons Jesus op die verkeerde plekke. Want ons soek hom net by die kersliedere en die kerse. En net by die perfekte prentjie mooi toneeltjies. En daarom is hierdie Jesus koning vir ons ook steeds baie keer incognito. Want vriende, as ons Jesus soek, as ons hom vandag soek, dan moet ons gaan kyk waar hy nog altyd was. By mense wat sukkel. By mense wat seer kry. By mense wat niemand anders raak sien nie. By mense wat nie 'n stem het nie. Daar, sê Psalm 72, daar is die koning. 'n Koning wat kom om reg te bring waar onreg regeer. 'n Koning wat mense optel wat ander laat val. 'n Koning wat vrede bring waar chaos heers. So nou bly daar nog 'n vraag oor.
Hoe eer ek en jy so 'n koning? En die antwoord is nie net deur Kersfees te vier nie, maar deur soos hy te word. As jy wil hê mense moet weet wie jou koning is, moet ek en jy sy pad loop. Moet ons opstaan vir mense wat nie 'n stem het nie. Moet ons mense help wat my nie kan terugbetaal nie. Moet ons wees waar die een is wat alleen is. Moet ons vrede bring waar ander besig is om te beklei. Moet ons raak sien wat ander ignoreer. Dit is hoe 'n mens die koning incognito eer. Of gelowiges, die storie eindig nie hier nie. Daar kom 'n dag wanneer Jesus die koning nie meer incognito gaan wees nie. Waar daar nie meer 'n stal of 'n timmermanshuis gaan wees nie. Geen wegkruipery en vermomming nie, geen stilte nie. Maar wolke, ligte, krag en majesteit. Daardie dag sal Psalm 72 se loflied voluit gesing word, want die wêreld sal sien dat Christus waaragtig die koning is. Dat hy regtig koning is. En tot dan gaan ons hom soek waar hy nog altyd was. Gaan ons self die tipe mens word wat ons koning, wat ons eer was, deur ander te dien. Here, gee ons die moed, die deursettingsvermoë, die oë en die ore, om te wees waar U nog altyd was. Mag ons U gebruiksartikels wees wat vir 'n wêreld wys dat U God is. Nie op die manier soos wat ons dit graag wil hê deur blink krone en magtige weermagte nie. Maar net mense vol liefde, vol deernis, vol hoop. Want dit is wat U vir ons gebring het en wat U vir ons is. Aan U alle eer tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffers.
Ons slotlied wat ons sing is een wat ons geoefen het ook nou in die voorsang, lied 342, O Jesus ons Heer, U het ons verbly, uit boeie kom U ons bevry. Vers 2 sê, waar haat is, kom U liefde gee, die blye boodskap deel U mee. Vers 3 sing van die stigting van die vrederyk. Hoe nuut is die lied, hoe heerlik sy klank. Dat ons ook juis vir God in die wêreld aan God sal voorstel, deur sy gesandte te wees waar ons ook al gaan. Ons gaan staan in lied 342, al drie die versie sing, en dan bly ons staan vir die seën en die wegsendingslied, waarna ons ook heerlik saam gaan koffie drink, daarby waar is die koffie. Mag ons wakker leef met oop oë vir God se naderkoms. Mag Christus ons beklee soos 'n nuwe dag breek, en mag die hoop wat nou al in ons begin groei ons dra tot die lig heeltemal deurbreek. Mag jy bewus bly van sy genade, sy vrede, sy hoop en sy liefde elke dag.